Hallo, ons gaan nou kyk hoe om 'n eksponensiële grafiek te teken. Nou in graad 10 is hierdie ons algemene formule, y is gelyk aan a mal b tot die mag x plus q. Ons het al klaar gekyk na die invloed van a, b en q op my eksponensiële grafiek. So eerstens gaan ons bepaal die vorm en hoe ons dit gaan bepaal is ons moet kyk na ons a en ons b waarde. Nou met ons die grafiek wat ons graag wil teken is y is gelyk aan 4 mal 2 tot die mag x min 3. Kan ons sien dat my a is positief en my b is groter as 0. So kom ons skryf dit gou in. My a is groter as 0. Dit beteken ons het 'n positiewe eksponent, sy y-waardes gaan positief wees. En dan sy b is groter as 1. Dit beteken dat soos my x-waardes toeneem, gaan my y-waarde opgaan. Soos die x groter word, na die regterkant, links na regs toe, onthou my x-waardes gaan links na regs word dit meer positief, gaan my y-waarde stygend wees, eksponensieel. So nou net met daai twee basiese vorms weet ek as ek my sommer net 'n vinnige assestelsel hier sal trek, gaan hy gewoonlik opstyg vanaf 'n laagpunt op, hoe groter my x word, en dan is hy bo die die x afsnit. Verder waarna ons moet kyk met die eksponensiële grafiek is sy horisontale asymptoot. Hy het nie 'n vertikale asymptoot nie, omrede die x-waarde kan negatief of positief wees. Dit sal nie my grafiek ongedefinieerd maak nie, maar my y-waarde het 'n beperking op. En kom ons kyk gou. Ek gaan my funksie hier gebruik sonder die q-waarde om vir julle te wys wat is hierdie horisontale asymptoot, hierdie beperking. Dis as ons sou gehad het y is gelyk aan 4 mal 2 tot die mag x en die y-afsnit, die x-afsnit sou ons mos y gelyk stel aan 0. Dan sal ons sien as ons 0 hier in vervang en dan is dit 4 mal 2 tot die mag x. Daar is geen waarde van my eksponent wat moontlik hierdie 0 gaan maak nie. Onthou, as ek my eksponent 'n negatiewe maak, gaan hy 'n breek vorm en dit gaan nog steeds vir my 'n waarde gee wat nie 0 is nie. En as my eksponent 0 is, gaan dit 2 tot die mag 0 is dan 1, gaan nog steeds nie vir my 0 gee nie. So dan is hy ongedefinieerd. So dit is die basiese beginsel van die horisontale asymptoot. Maar omrede ons 'n q-waarde by het, het my grafiek, soos ons in die vorige video gesien het, gaan hy nou 3 plekke afskuif. So my horisontale asymptoot wat gewoonlik y gelyk aan 0 is, onthou dit beteken die horisontale asymptoot beteken my grafiek gaan nie deur y gelyk aan 0 nie. Skuif hy nou 3 plekke af. So dit beteken my horisontale asymptoot is gelyk aan die q-waarde en in hierdie geval is dit y gelyk aan min 3. So dit is my horisontale asymptoot. Nou, as ons nou hier weer eens kyk na ons vorm, wat ons hier bepaal het, sal ons sien, dat as hy 3 plekke afskuif, hy 'n y-afsnit gaan maak en 'n x-afsnit sal maak. So kom ons werk gou uit wat is die x en die y-afsnit. As ons x-afsnit wil bepaal, stel ons y gelyk aan 0, so dan is dit 0 is gelyk aan 4 mal 2 tot die mag x min 3. Ons gaan die min 3 oorgooi, dan word hy 3 is gelyk aan 4 mal 2 tot die mag x. En so sien ons dat dit 3 op 4 is gelyk aan 2 tot die mag x. Nou ons sal hierso sien dat ons kan nie 'n waarde kry vir x met ons graad 10 kennis nie. Maar ons weet dat 2 tot die mag x wat naasten by 3 op 4 gaan gee is 2 tot die mag 0. Dit is gelyk aan 1. En onthou, 2 tot die mag min 1 is gelyk aan 'n half. So ons weet dat my
my x afsnit gaan tussen die waarde 0 en minus 1 wees. En ons hoef nie so spesifiek hierdie in graad 10 te wees nie. In graad 12 gaan ons leer oor logs om 'n eksponent so op te los, maar ons weet hy gaan tussen 0 en min 1 my x waarde wees. Die 0 daar en die min 1. En my y afsnit is, as ons x gelyk aan 0 stel, so dan my y is gelyk aan 4 maal 2 tot die mag 0 min 3, en jy weet dat as ons 2 tot die mag 0 het, is dit 'n 1, soos 4 maal met 1 gaan vir my 4 gee, min 3, so die y-waarde is 1. Hy gaan deur 1. So kom ons skets gou ons grafiek met, nou dat ons weet, sy vorm, as A groter is as 0, beteken my y-waardes gaan positief wees vir die oorspronklike 1, my b is groter as 1, dit beteken soos x toeneem, gaan my y-waarde toeneem, my horisontale asymptoot en my skuif as gevolg van die kie, skuif nou wat min 3 is, skuif nou 3 plekke af, so my horisontale asymptoot wat gewoonlik die x-as is, skuif nou 3 plekke af na y is gelyk aan min 3 toe, en dan sien ek het 'n x-afsnit wat ek rofweg bepaal tussen 0 en min 1, en my y-afsnit is 1. So kom ons skets gou ons grafiek. Hier sien ons 'n eksponensiële grafiek, soos ons gesê het met sy vorm, is ons reg met die vorm, hoe meer my x positief word, hoe meer tel my y-waarde op. En kom ons kyk gou, met ons x-afsnit het ons gesê hy gaan tussen 0 en min 1 wees, en jy sal sien daar is die x-waarde 0, daar is min 1, so hy is so mooi amper in die helfte van hom, op pad op, en my y-afsnit is waar y gelyk is aan 1, so ons het die algemene vorm reg gekry. Maar ons moet nou nie vergeet van sy horisontale asymptoot nie, en dit is y is gelyk aan min 3, so kom ons sit gou ons horisontale asymptoot in. Hier het ons horisontale asymptoot ingesit, wat gewoonlik op die x-as is, maar omdat my kie min 3 is, het hy 1, 2, 3 eenhede afgeskuif. En as ons dieselfde grafiek gehad het, maar 'n plus 3 sou dieselfde vorm gewees het, maar my horisontale asymptoot sou by van die x-afsnit 1, 2, 3 plekke opgeskuif het, en dan sou ek net 'n y-afsnit gehad het en glad nie 'n x-afsnit nie. En dis hoe ons die eksponensiële grafiek teken.